Okay, so ek is nou gevra om 'n woord te bedien, 'n kort woord, en terwyl ons gehoorship het, en toe vra ek vanaand vir die Here, okay, so, wat nou? Wat moet ek gee? En onmiddellik het die Here dit in my gedagtes ingesit. En ek wil 1 Petrus 5 vers 6 aanhaal. Dit sê, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan oplig op die regte tyd. Nou, vir my dit is 'n ding van, hoeveel keer dan dink ons is beter as ander? Hoeveel keer maak ons hart teenoor die Here? Ons dink ons het nie die Here nodig nie. Ons dink ons kan net kerk toe gaan elke Sondag, Vrydag jeug, wat ook al alles ons doen, selgroep op Woensdae, maar ons dink ons is beter as die res. Ons kyk hoe hulle worship, nee, ek kan beter as julle worship. Ons hoor na iemand anders se woord, nee, jy verstaan dit verkeerd nie. Heeltyd het ons dinge wat ons ander mense judge, en ons dink ons is die beste. Wat ons sê is reg, die manier hoe ons worship is reg, hoe ons 'n Bybelvers verstaan is reg, en dis hoe dit is. En wanneer ons wel genesing soek, en ons soek die Here in ons lewe, dan gee ons nie oor nie. Ons maak nie onsself nederig voor die Here nie. Ons hou terug, as ek dit so kan sê. Daar's dinge wat miskien gebeur het, en dan wil ons nie vir die Here oorgee nie, want ons dink ons is nou beter. So, dis net ons moet onsself verneder. En dan die res van my vers sê, dan sal die Here jou oplig op die regte tyd. Partykeer dan dink ons, okay, maar as ek nou myself nederig maak, dan sal die Here nou vir my gee. En as die Here nie nou vir my gee nie, dan sê ons, ag nee, Here, waar is jy? Hoekom is ons so? Die Here sal jou oplig as die tyd reg is. Jy hoef nie jouself op te lig, en jouself so groot te maak lyk of wat ook al nie. Die Here sal dit vir jou doen, wanneer hy weet die tyd is reg. Want, ek dink is Pastor Koos wat het gesê, partykeer dan gee die Here vir ons nog nie iets nie, omdat ons nog nie reg is vir dit nie. Want as ons dit kry, dan gaan ons dit dalk misbruik. Ja, daar is dit. Kom ons vat 'n voorbeeld, 'n kind, 'n baie klein kind. En hy kyk na movies en hy sien dat daar se word met messe gevaai en dan goed en daai kind dink, ek soek 'n mes. Ek soek baie graag 'n mes. Daai mes lyk so cool. Papa, kan ek 'n mes kry? Nee, my kind. En die ding is, as daai kind daai mes op daai stadium kry, dan gaan hy miskien nie miskien, hy gaan hom nie reg hanteer nie. Hy gaan homself seermaak dalk of erger. Maar eendag, as hy groter is en ouer is en hy soek dan die mes en hy het sy eie geld, dan koop hy vir homself die mes, want nou is hy verantwoordelik. En dis so dit is met die Here ook. Die Here gaan nie vir jou iets gee as die tyd nog nie reg is nie. So wat ek wil sê is, as jy wil iets reg van die Here af hê, genesing of restaurasie of net iets in die algemeen, seëninge, verneder jouself. Gaan op jou knieë neer, lig jou hande in die lug op en sê, Here, hier is ek. Here, ek maak myself oop vir U. My hart is oop, my gees is oop, alles. Ek is U se. En dan beloof die Here se woord vir ons, dat hy jou sal oplig, wanneer die tyd reg is. Kan ek vra dat ons net bid asseblief? Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, baie dankie vir die woord wat U op my hart gelê het, en Here, ek sê vir U baie dankie dat die woord van U afkom, Here, en nie my eie insigte of enigiets uit nie, Here. Here, ek bid dat wie ook al die moes gehoor het, Here Jesus, dat hulle het sal ontvang, en dat hulle by U sal hoor, wat om met hierdie woord te maak, wat U vir hulle wil sê, Here Jesus. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie. Halleluja, prys die Here.